Baie dankie. Ons is besig met ons Pinksterreeks en heel interessant, Saskia sê vir my, is dit Krielgemeente, Louis Foster, is ook besig met 'n Pinksterreeks oor Petrus. So wonderlik om so iets te sien en wonderlik dat die Here dan so mense ook daardie leiding gee. Maar ons praat oor Petrus en Pinkster, daar's dit nou op die bord. En ons het weer nie vanaand 'n skriflesing nie, want ons gaan by die verskillende gedagtes gaan ons weer die gedeeltes lees. So dis nou verskillende gedeeltes, so ons lees dit so as ons by die punte kom. Maar ons teks van oordenking, Matteus 16 vers 18, ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons praat oor die gedagte, die hoogtepunte en laagtepunte in Petrus se lewe. So ons het gisterand begin na die eerste twee gebeurtenisse gekyk en vanaand gaan ons dan na die volgende twee kyk en dan vanmôre aan sal ons aanbeweeg. Maar die hoogtepunte en laagtepunte in Petrus se lewe. Voordat ons begin, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir U dankie vir hierdie geleentheid, Here, en ons vertroue is so op U vir hierdie Pinkster tydperk. Here, die tydperk wat ons ook herdenk dat U die Gees uitgestort het, Here, wat U daai kragtige werk gedoen het. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here, dat ons as kinders van die Here die Gees binne in ons kan hê, dat die Gees met ons is, dat die Gees ons lei. En ook belangrik dat die Gees die woord van die lewe vir ons sal oopbreek. En so bid ons dat U in hierdie week, Here, dat die Gees vir ons die woord sal oopbreek en daardeur dat ons toeneem in die genade en die kennis van ons Here Jesus Christus. Here, en dat ons nader aan U sal beweeg. En bid ons om met die Gees vervul te wees. Here, ons het U nodig. Ons het gesing, U is die wynstok, ons is die note. Here, ons kan nie sonder U nie. Ons kan nie sonder die vrug dra nie. Ons het U so nodig, ook in hierdie tydperk. En Here, ons bid dit nie net vir onsself nie, ons bid dit vir elke gemeente in ons kerk waar die woord in hierdie tyd uitgedra word. Ons bid dit ook vir alle ander kerke, Here, waar ons sien dat Pinkster gehou word. Here, mag U Gees kragtig werk in hierdie tyd. Mag dit mense terugbring na U toe. Waar ons gepraat het oor daai statistiek en 19 of 20% van mense in ons land wat nog kerk toe gaan. Bid ons dat ons land, dat ons mense sal terugkom na U toe, dat hulle U sal dien met hulle hele harte, Here, dat dit nie net 'n godsdienst sal wees nie, dat dit nie net 'n lippebelydenis sal wees nie, maar dat hulle U sal dien met hulle harte, met hulle lewens. Soos ons gesing het, my hele lewe moet vir U 'n offer wees. Here, en begin hier by ons. Ons bid so dikwels vir herlewing, Here, maar ons bid dit begin by een persoon wat hulle ten volle toewy aan U. Dit begin by een gemeente wat ten volle vertrou op U en hulle oë op U gerig is. En daarom bid ons, bring dit ook vir ons gemeente, Here, en ons vertrou is op U, ons oë is op U, en ons sê vir U dankie daarvoor. En ons bid ook vir ons Bybelgenootskap hier in die land, waar die Bybels ook versprei word, en ons weet die woord is lewend en kragtig, en dit kan lewens omdraai, Here, waar ons gisterand gebid het, gisteroggend gebid het vir die gevangenes, Here, wat so daardie hoop nodig het, Here, wat se lewens moet verander word. Ons het gisterand gebid vir die armes, Here, wat ook hoop nodig het, wat baie keer in 'n hopelose situasie is, en U bring hoop en vanaand, Here, daardie geletterdheidsprogram, waar kinders geleer word, Here, maar ook deur Bybelse verhale, dat U dit sal gebruik om hulle na U toe te trek, dat U dit sal gebruik, dat hulle ook gered sal word. Ons sê vir U baie dankie, Here, en ons sê vir U dankie dat U die redder is. Dankie vir die liefde wat U so aan ons bewys. Ons vertrou U dan, Here, ook vir U naam, en ons vertrou U vir U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons praat oor die hoogtepunte in Petrus se lewe, en ons het, soos ek gesê het, gestaan daarna begin kyk. Die ergste vir my van gisterand se boodskap op die gebeurtenisse waarna ons gekyk het, is daardie hoofstuk waar die Here Jesus een oomblik vir Petrus sê, salig is jy Simon Bar-Jona. Vlees het dit in jou openbaar nie, maar die Here het dit aan jou openbaar. En dan 2-3 verse aan, dat sy gaan weg agter my Satan, jy is my struikelblok, skokkend, om in een so kort gedeelte, so hoogtepunt en so laagtepunt te sien.
Maar ons leer vanuit die lewe van Petrus, die woord sê vir ons, al die dinge wat hulle opgeskryf en is voorbeelde aan die op die eindes van die aarde gekom het. Dis vir ons voorbeeld, ons leer daaruit. En iets wat ons duidelik raak sien, is Petrus as persoon was nie perfek. Kyk, niemand is perfek, ons weet dit. Maar mense dat Petrus, 'n disipel van die Here, moes 'n perfekte man gewees het. Maar ons sien, hy is 'n doodgewone mens. Hy was maar 'n visserman, sy beroep. Hy was gewoond aan handearbeid en ons leer ook so sy persoonlikheid ken. Hy was 'n ywerige persoon gewees, dit kan ons van hom sê. En hy het vinnig opgetree, maar hy was ook impulsief gewees. En ons sien baie foute wat hy maak terwyl hy die Here Jesus volg. En dis waar die vers inkom wat ons oor gepraat het ook. En dis waar die verskil inkom. Hy was 'n doodgewone mens gewees, maar hy het die Here Jesus gevolg. Hy het probeer om die Here te dien en te doen wat die Here van hom verwag. En hy het baie keer geslaag en hy bereik hierdie hoogtepunte, maar hy het baie keer ook foute gemaak. Hy het geval en hy bereik hierdie laagtepunte. En iets wat ons gisteraand opgelet het, is wanneer hy geslaag het, wanneer hy op die hoogtepunt was, dan was sy fokus elke keer op die Here Jesus Christus gewees. En wanneer hy gefaal het, was dit vanuit homself gewees. En dis hoekom ons teks van oordenking juis vanaand Matteus 16 vers 18 is, waar die Here so met woorde speel. Hy sê, jy is Petros, jy is klip of klein rots, en hy sê, op hierdie Petra, groot rots, fondasierots, sal ek my kerk bou. Jesus is die ware rots. En elke keer wanneer Petrus op die ware rots Petra se gefokus het, dan was daar 'n hoogtepunt. Maar elke keer as hy op Petros, klein klip, op homself gestaan het, was daar laagtepunte. En so gaan ons verder vanaand na hierdie gedagte kyk, en ons kyk na nog 2 gebeurtenisse in Petrus se lewe. Hoekom kyk ons daarna? Want ons is ook mens. Ons gaan ook deur hoogte en laagtepunte. Ons is doodgewone mense, dit maak nie saak watter beroep ons het of gehad het nie, dit maak nie saak hoe lyk ons wonderlike godsdienstige agtergrond nie. Ons is normale, feilbare mense, ons maak foute. Wanneer ons foute maak, dan is ons teleurgestel. Want soos Petrus, ons is nie perfek nie. Maar dit gaan oor hoe ons die Here volg. Hy is die rots waarop ons moet staan. En in ons geestelike lewens, hoe voel ons wanneer ons faal? Hoe teleurgesteld is ons nie wanneer ons foute maak en ons by daai geestelike laagtepunte uitkom nie? Baie teleurgesteld hoe ons voel, maar wat moet ons doen in daai geestelike laagtepunte? En dis iets wat ons nie gisteraand oor uitgebrei het nie, is wat moet ons doen? Wanneer ons op daai geestelike laagtepunt kom, dan moet ons eintlik ook Petrus se voorbeeld gebruik. Ons het gisteraand gekyk na daar waar die Here Jesus op die see loop, en hy sê vir hulle, dit is ek, en Petrus sê, Here, as dit U is, beveel my dat ek daar na U toe kom. Hy sê, dit is hy, en hy moet kom, en Petrus is daar oor die kant, en natuurlik toe hy die storm sien, met die fokus op daai sien, toe twyfel hy, en toe begin hy sink, en daar is hy in die laagtepunt. Maar wat doen hy daar? Hy roep na die Here. Here, red my. Hy steek sy hand uit na die Here, en die Here Jesus help hom daaruit. So wanneer ons in laagtepunte kom, wanneer ons foute maak, wanneer ons val, moet ons ook die Here aanroep, om ons te help vanuit daardie laagtepunte. Ons moenie daar bly nie. Ons moenie agteruit gaan nie, ons moet die Here aanroep dat hy ons help vanuit daardie laagtepunt. So kom ons brei hierdie gedagte. Sal net onthou om so 'n bietjie asem te haal. Saskia, die wonderlike vrou wat sy is, sê vir my, hoe meer passievol ek raak oor my boodskap, en hoe meer passievol ek raak oor die woord, hoe vinniger praat ek. So en sy sê vir my, sy het 'n jong brein, en sy sukkel om by te hou, so ek moet net so 'n bietjie asemhaal, so ek moet dit onthou. So, Matteus 26, vers 36 tot 46, Jesus in Getsemane. Getsemane beteken olyfpers. So, toe kom Jesus met hulle
in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Lukas sê hy was so bedroef dat hy bloed begin sweet het. Vers 38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly waaksaam met my. En hy het bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk die uur is naby, en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. U kan maar so die Bybel daar oophou, ons volgende skrifgedeeltes gaan ook uit Matteus 26 uitkom. Maar nou eers, Petrus in die tuin van Getsemane. Wanneer ons na die verhale van Petrus kyk, dan sien ons, dis allemaal verhale wat ons baie goed ken. En so hierdie een ook, hulle gaan na Getsemane, hierdie mooi tuin, olyfboord, Lukas sê hulle was gereeld daar gewees, en Jesus wil een kant gaan om te bid, want hy weet, hy gaan uiteindelik gekruisig word. En ons vind daar Petrus se hoogtepunt, of een van sy hoogtepunte. Terwyl die Here Jesus een kant wil gaan bid, vra hy vir 3 van sy naaste disippels om saam met hom te gaan. Jakobus, Johannes en dan natuurlik Petrus. Want hy word bedroef, hy word benoud, hy weet wat kom, ons het gelees in vers 38, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. En hy vra dan vir hulle, bly hier en waak saam met my. Hy weet wat kom. En hierdie is die manne wat hy naby hom soek. En dit moes vir Petrus en Jakobus en Johannes 'n geweldige eer gewees het, dat hy hulle vra om saam met hom te kom. Maar net so vinnig, ons kan nie hieroor praat sonder om te noem hoekom die Here Jesus bedroef was nie. Hierdie bedroef waarvan gepraat word, is nie 'n gewone bedroef nie. Die Griekse woord hier sê, dit is die oortreffende trap van, dit is die ergste wat 'n mens kan bedroef wees. Dit is die trap, hoe hy dit verduidelik. So dit moes erg gewees het. Ek het vir u gesê, toe ons gelees het, Lukas sê, hy het bloed begin sweet, so erg was dit gewees. En hoekom was hy bedroef? Dit was nie vir 'n fisiese kruis nie. Dit was nie vir wat mense aan hom kon doen nie. Jesus was bedroef oor die straf vir sonde wat hy moes dra. Vers 39 sê hy, laat die beker by my verbygaan. In die Ou Testament was 'n beker wat iemand drink, 'n beeld van toorn of straf wat gedra moes word. So dis hoekom die Here Jesus bedroef was oor daai sonde. Petrus self skryf in 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. So dis hoekom Jesus bedroef was. Hy het self die sonde in sy liggaam gedra. En as mens het hy nie daarvoor kans gesien nie, maar as Messias sê hy, nogtans nie my wil nie, maar u wil. So dis die rede hoekom Jesus so bedroef was. Hoekom het hy hierdie 3 manne saam met hom gevat? Hoekom het hy nie alleen gegaan nie? Of hoekom het hy nie almal saam met hom gevat nie? Die rede hoekom hy 3 manne saam met hom vat is, dit moes opgeskryf word. Anders was Jesus se benoudheid, dit wat hy deurgegaan het, was nie opgeskryf nie. Anders was daar die krag wat hy as Messias gehad het,
nie in die woord van God nie. En ons weet, dit moet daar wees, dis Heilige Gees geïnspireerd. Dis hoekom daar die 3 manne daar was. Matteus 18 vers 16 sê, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Dan staan dit op verskillende plekke. So die rede was, daar moes getuies wees. Voordat hulle nou in die slaap raak, moes hulle hoor wat die Here bid, moes hulle sien die bedroefdheid wat hy deurgegaan. Maar die hoogtepunt, dis mos nou eintlik waar ons besig is, ons moet net hierdie goed ook vir mekaar sê, die hoogtepunt, in Jesus se tyd van nood, toe maak hy hierdie 3 manne sy vertrouelinge, om ook daarvan te kan getuig. En soos ons gisteraand 2 keer gesê het, ongelukkig eindig die verhaal nie daar. Ons kyk na die laagtepunt, terwyl die Here Jesus die 3 manne saam met hom vat, vra hy ook vir hulle in vers 38, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly, waak saam met my, daai woord waak is, bly wakker, waak saam met my. En Jesus in die toestand wat hy was, vra die 3 manne, om by hom te wees, sy vertrouelinge te wees, die getuies te wees, maar hulle kon dit nie reg kry nie. 3 keer vra die Here, waak saam met my, en al 3 kere vind hy hulle aan die slaap, maar Petrus se laagtepunt, Jesus kom die eerste keer na hom toe, en ons lees in vers 40, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Ons hoor eintlik die teleurstelling, hulle was nie in staat om saam met my te waak nie. En net die volgende vers moedig die Here vir Petrus aan, hy sê, waak en bid. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En wees, selfs nadat die Here Jesus hom aangemoedig het, kon hy nie wakker bly nie. Selfs nadat die Here vir hom gesê het, waak, bid. So hoekom hierdie laagtepunt? Die Here Jesus het eintlik self vir Petrus gesê, hy sê, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So die vlees het in die pad gekom. Hulle was eenvoudig net te moeg, dis 'n gewone vleeslike ding. Hulle kon net nie waak nie. Wat is die oplossing vir die vlees? Die Here Jesus sê ook, waak en bid. So nou sien ons in hierdie gebeurtenis iets wat bekend is. Ons sien hierdie hoogtepunt, en dit het eintlik nie veel met Petrus te doen gehad nie. Die Here het vir Petrus gevra, kom saam. Die Here het vir hulle gevra, waak saam met my. Die Here wou hulle naby hê in 'n tyd van nood. Dit het eintlik niks met Petrus te doen gehad, behalwe dat die Here hom gevra het. En so baie keer in ons geestelike hoogtepunte, waar ons die Here se nabyheid ervaar, is dit hy wat gee. Dis hy wat dit initieer. As ons op die regte plek in ons lewens is, geestelike lewens, dan bring die Here ons ook by daardie tye wat ons so naby aan hom voel, wat ons daai nabyheid ervaar. Dis die Here wat dit doen. Maar dan sien ons ook die teendeel. Die laagtepunt was as gevolg van Petrus se vlees. Dit was weer deur homself. Hy kon nie waak nie. Al het die Here hom meer as 1 keer gevra. En so is ons laagtepunte keer deur die vlees. Ons sê om moeg te wees en om swaar oë te hê, soos wat ons hier lees, is 'n normale menslike ding. Maar so is baie goed. So is skaamte, so is vrees, so is 'n meer. Al hierdie goed is normale vleeslike goed wat almal deurgaan. So ons val ook baie keer deur net eenvoudig die vlees. Die Here vra vir my, gaan praat met daardie persoon oor my, maar ek doen dit nie, ek is te skaam. Vlees. Die Here vra vir my om my naaste lief te hê, hy vra vir my verdra mekaar, hy vra vir my wees gou om te vergewe, maar ek is so kwaad vir hierdie persoon. Ek kan hulle nie vergewe nie, ek voel bitter teenoor hulle. Dis vlees. En so kan ons 'n klomp voorbeelde noem, maar wat dit veroorsaak is 'n breuk tussen my en die Here. Dis ongehoorsaamheid as gevolg van die vlees. Ongehoorsaamheid is sonde. Sonde bring laagtepunte. En ons sien weer daai bekende patroon. Hoogtepunte deur die Here, laagtepunte deur 'n mens self. Maar wanneer ek die laagtepunt bereik, wat moet ek doen? Ek moet die Here aanroep vir hulp. Wanneer dit is as gevolg van ongehoorsaamheid of sonde as gevolg van die vlees, dan roep ek die Here aan vir vergifnis.
1 Johannes 1 vers 9, ons moet daai sonde bely, ons moet die Here vertrou, om ons te help vanuit daardie laagtepunt. Maar wat kan ek doen as ek nie daar wil kom nie? Wat kan ek doen om my vlees nie toe te laat om na daai laagtepunt toe te gaan nie? En die Here Jesus het dit gesê, waak en bid. Ons gaan later in die reeks nog meer na die oplossing kyk, maar vir nou waak en bid. Vra die Here om te help, om versterk te word sodat ek kan doen wat hy van my vra. So die bekende persoon, hoogtepunt deur die Here, laagtepunt deur 'n mens self. Maar dan kom ons by ons volgende gedagte, dis nou die 4de gebeurtenis waaroor ons praat, wat Petrus deurgegaan het, en dit is, ek noem dit maar eenvoudig, Petrus se waarskuwing. So hier vind ons eintlik tegnies een gebeurtenis, maar ons gaan 2 gedeeltes lees, want hulle is so in die woord op verskillende plekke, maar albei in Matteus 26. So ons gaan eers die gedeeltes lees en dan daaroor gesels. Maar die laaste, natuurlik die bekendste laagtepunt van Petrus, was waar hy die Here Jesus verloor. So ons kan nie praat oor die op en af, sonder om oor hierdie een gebeurtenis te praat nie, sy grootste fout. Maar selfs in dit was daar 'n hoogtepunt. En dis waar ons begin, by die hoogtepunt. Ons lees Matteus 26 vanaf vers 31. So, dis nou die gedeelte net voor die tuin van Getsemane, en dan sal ons nou kyk weer na die tuin van Getsemane, maar hier van vers 31 af, Petrus gewaarsku. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Daar is geskrywe, ek het dit neergeskryf, sal ek vir u sê waar dit geskrywe staan, maar daar staan geskrywe, ek sal die herders slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Die Engelse sê, famous last words, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. So, hier sien ons weer eens laagtepunt eintlik, die Here wat waarsku, maar ons sien ook 'n hoogtepunt, en ons gaan nou eers fokus op die positiewe. Die Here Jesus sê vir hulle almal gaan aanstoot aan hom neem. Die Griekse woord is skandalitsu, so dit klink dadelik vir ons bekend, né? Skandaal. So hy sê vir hulle, ek gaan gevange neem, ek gaan gekruisig word, dit sal vir julle soos 'n skandaal wees. Hulle sou die Here ontken. En daai vers wat hy sê, soos daar geskrywe staan in Sagaria 13 vers 7. Vir u gesê, ek het dit neergeskryf, net vir interessantheidsonthaalwe, Sagaria 13 vers 7. En toe die Here Jesus dit sê, toe kom daar 'n hoogtepunt. Toe is Petrus se vertroue so in die Here Jesus, hy sê, al sou ook almal aanstoot neem aan u, ek sal nooit aanstoot neem. Hy was so gerig op die Here, hy was so lojaal teenoor die Here Jesus, hy sê hy sal nooit aanstoot neem nie, net daarna, al moes ek ook saam met u sterwe, sal ek u nooit verloon. So mooi verklaring wat hy gemaak, sy vertroue en sy geloof in die Here Jesus was so sterk, dat hy 'n hoogtepunt bereik, waar hy voel, al sou hy doodgemaak word, hy sal nooit die Here verloon nie. En hy het nie gejok hier nie, dis werklik hoe hy gevoel het, op hierdie hoogtepunt. Maar, nou sê ek het vir die 4de keer in die 4 gebeurtenisse, dit eindig nie daar nie. Die Here Jesus het vir Petrus gewaarsku, hy sal hom verloon, en so is daar ook die laagtepunt. Ons blaai na Matteus 26, vanaf vers 69. Vers 69, en Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileë.
Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareëner. En met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik jy's ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Dis eintlik 'n getuienis op sy eie, maar dis nie ons fokus vanaand nie. Toe begin hy homself te verwens en sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai. En Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. So Jesus word gevange geneem. En eers is Petrus so radikaal, hy gryp sommer 'n swaard en hy slaan daardie hoëpriester se diensknegt Malgus se oor af. Hy wil sy meester beskerm. Maar toe sy meester eers gevange geneem word, toe verander die situasie heeltemal. Hy bly nog naby aan die Here, hy volg die Here so op 'n afstand, en toe die Here nou daar by Kajafas se huis ingeneem word, of die paleis, toe is hy ook daar, hy was in die binneplaas van die paleis gewees. Maar toe gebeur iets. Die diensmeisie wat sê, hy was ook saam met Jesus. En Petrus bereik sekerlik sy ergste, laagste laagtepunt. Die ergste ding wat hy kon doen. Hy verloon die Here Jesus. Ek weet nie wat jy sê nie. En hy begin wegbeweeg. Ons sien, hy was in die binneplaas van die paleis, nou staan, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. So Petrus sien die Here Jesus. En hy begin bitterlik ween. Markus sê hy het in trane uitgebars. En ons kan net indink hoe hy moes gevoel het. Die berou wat hy gehad het. Hy teleurstelling, uitgebars in trane. Sy ergste laagtepunt. En wat veroorsaak hierdie laagtepunt? Eintlik iets baie eenvoudig, vrees. Net eenvoudig vrees. 'n Paar verse voor dit word Jesus gevange geneem en die skare was teen hom, en ons lees Matteus 26 vers 55. In daardie uur het Jesus vir die skare gesê, so 'n klomp mense, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem. So ons sien hierdie situasie, klomp mense met swaarde en stokke. Wat doen die disippels? Hulle vlug, hulle vrees. Net 'n bietjie verder in vers 65 lees ons, toe verskeur die hoëpriester sy klere en hy sê, hy het God lasterlik spreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godlastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord, hy is die dood skuldig. Die disippels hoor dit. Petrus wat naby gevolg het, hoor, hy is die dood skuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespieg en hom in die vuis geslaan, en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer van ons Christus, wie is dit wat u geslaan het? So hulle sien hierdie skare met hierdie stokke en hierdie swaarde. Hulle sien hoe die gehoor sê, hy is die dood skuldig. Hulle sien hoe hulle die Here Jesus spoeg en slaan en eintlik te kere gaan, en hulle vrees vir hulle lewens. Dis hoekom Petrus die Here verloon. Vrees. En net soos in die tuin van Getsemane, gaan dit maar eintlik oor die vlees. Die vlees wat gemaak het dat hy bang was. En hierdie gebeurtenis kom neer op dieselfde as die vorige. Toe Petrus se vertroue in die Here was en sy geloof in die Here Jesus was sterk, toe sien hy kans vir enigiets. Hy's op daai hoogtepunt, hy voel hy sal enigiets vir die Here doen, selfs die dood. Maar toe kom die vlees in die pad. Hy veroorsaak sy eie laagtepunt. Die goeie van die verhaal is Petrus maak reg. Hy het bitterlik geween, hy het berou gehad, hy het reg gemaak. Judas Iskariot het ook die Here verloon. Hy het ook berou gehad, maar wat doen hy? Hy het nie reg gemaak nie, hy het selfmoord gepleeg. Maar Petrus maak reg. En daarin is ook vir ons 'n les. As ons vertrou op die Here, as ons oë gerig is op hom, dan ervaar ons hoogtepunt. Maar die vlees, ons eie vlees, die ou predikant in ons kerk het altyd gepraat van die eie ek.
As ek in die pad kom, veroorsaak dit laagtepunte. En as ons gefaal het, iets wat ons hier ook sien, wanneer ons laagtepunte bereik, maak reg. Moenie in daardie posisie bly of nog verder wegsak soos Judas nie, maak reg. Mense hoor verhale van kinders van die Here wat val en in 'n laagtepunt kom en hulle is vir jare en jare in daai laagtepunt. Hoekom? Hulle maak nie reg. Ons sien die les, maak reg. So, dis die gebeurtenisse en daarmee sluit ek af. Ons kyk na hierdie 4 groot gebeurtenisse met die hoogte en die laagtepunte en ons sien elke keer 'n patroon in elke verhaal waarna ons gekyk het. As 'n mens op die Here vertrou en jou geloof is in hom, dan ervaar 'n mens hoogtepunte. En elke keer was dit Petrus self wat laagtepunte veroorsaak het. As gevolg van die vlees, as gevolg van verskillende goed wat ons gesien het, sy twyfel, waar hy nie op die Here vertrou het nie, elke keer homself. En daarin is vir ons die les. Maar kom ons begin by wat moet ons doen? Waak en bid. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ons moet die Here vra om ons te help. En wanneer ons wel gefaal het, wanneer ons in daardie laagtepunte is, dan moet ons regmaak. Veral as die vlees 'n oorsaak is, of dit nou vrees, of bitterheid, of kwade gevoelens, of skaamte, of optrede, of my meer iemand wat ek iets toegesnou het, as ek iets gedoen het deur die vlees, moet ek regmaak. En dis vir ons die groot oplossing. Ons moet regmaak en dan beweeg ons natuurlik na die Heilige Gees toe in hierdie Pinkstertydperk, maar ek wil myself nou nie te vooruit gaan nie, maar hy is die een wat ons oortuig wanneer ons gefaal het. Hy is ook die een wat ons help om nie te struikel nie. Hy is die een wat daai herstel bring. Maar ons gaan nog daarby uitkom. Maar vanaand, ons moet regmaak waar ons gefaal het. En deur die Here kan ons daardie hoogtepunte bereik. En daarom moet ons pas op dat ons nie deur onsself laagtepunte bereik. Amen. Dit is die hoogtepunte en die laagtepunte in Petrus se lewe. Ons gaan môre aand verder gesels, maar kom ons buig nou eers die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons wil weer vanaand U naam ook, ons maak baie keer foute. Ons faal baie keer en U wys dit gelukkig vir ons. Maar ons bid ook, Here, dat U ons sal help om reg te maak waar ons gefaal het. En ons bid ook, Here, soos U vir Petrus gesê het, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Here, help ons om staande te bly. Help ons om te doen wat U van ons verwag, soos net U dit kan doen. Ons het U bystand nodig en soos ons vroeër gebid het, Here, soos die wynstok en die lote, ons kan dit nie op ons eie doen, ons het U nodig. Wees dan met ons, Here, deur hierdie aand en môre en bring ons ook môre aand vir hier by mekaar en bid ons weer eens vir daardie boodskap, dat U deur dit elkeen van ons nader aan U sal trek. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus